Hartlike goeienaand, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons heel laaste biduur vir hierdie week. Ons het hierdie week stil gestaan by 'n baie besonderse reeks wat gehandel het oor gebeure voor Jesus Christus se kruisiging. En vanaand gaan ons laaste gedeelte saam lees uit die Here se woord, en dit kom uit Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene, met die naam van Simon. Hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En vir hom asyn met galge gemeng gegee om te drink, en toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp. Net tot sover uit die Here se woord vanaand. Die Here Jesus Christus was op hierdie tydstip van sy lewe op die pad na die kruis, op die Via Dolorosa, wat sou eindig by Golgotha. Nou die Via Dolorosa beteken letterlik die pad van smarte. Dit is die pad wat ons Here Jesus Christus moes geloop het. Daar waar sy kruis sou eindig, daar waar sy lewe sou eindig aan die kruis. Maar hierdie pad is nie net 'n historiese roete in Jerusalem wat deur toeriste vandag besoek word nie. Dit is 'n geestelike pad. 'n Pad wat spreek van lyding en van liefde, maar ook van smarte, en wat sou eindig aan die kruis. Nou vanaand stap ons in ons gedagtes saam met Jesus op hierdie pad, die Via Dolorosa. Jesaja sê hy was verag en deur die mense verlaat. Terwyl Jesus besig was om sy kruis te dra, daar op die Via Dolorosa, is hy gespot en verag en uitgelag deur die mense wat saamgestroom het om te kom kyk wat gebeur. Jesus begin hierdie pad as 'n veroordeelde, al was hy sonder sonde. Hy word vals beskuldig, hy word bespot en verwerp. Op die Via Dolorosa sien ons hoe die Seun van God behandel word soos 'n misdadiger. Maar hier is die waarheid. Hy dra hier nie sy eie skuld nie. Hy dra ons skuld. Elke tree wat hy gee, is 'n tree wat hy vir my en vir jou kom gee. Die evangelies vertel vir ons hoe Jesus onder sy kruis gestruikel het. Die gewig was vir hom te swaar vir sy liggaam wat reeds geslaan en gebreek is. En toe kom Simon van Sirene. Hulle gryp hierdie man sommer daar langs die straat tussen die skare uit en dwing hom om Jesus se kruis vir hom te dra. Hier sien ons eintlik iets baie kosbaars. Jesus, die Almagtige, word na sy mensheid swak. Hy val, hy struikel, hy ly. Waarom? Sodat niemand ooit kan sê, God verstaan nie ons as mense se pyn nie. Hy weet, hy het self gevoel hoe dit is om pyn te verduur. Te midde van sy pyn, draai Jesus na die vroue daar op die straat en sê ook vir hulle, moenie oor my huil nie. Selfs in sy eie lyding, dink hy aan die hartseer van ander mense. Dis die hart van die Via Dolorosa. Nie net pyn nie, maar ook liefde en deernis en omgee. Elke wond roep uit, ek het dit vir jou gedoen. Elke tree fluister, ek gee myself vir jou. Johannes sê, en hy het self ook sy eie kruis gedra. Die Via Dolorosa eindig nie net by die pad nie,
dit eindig by die kruis. En by die kruis gebeur die grootste wonder ooit. Ons sonde word op hom gelê. Ons straf word deur hom gedra en ons vrede word deur hom gekoop. Jesaja sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53. Nou wat beteken dit vir ons vandag as moderne Christene in 2026? Die Via Dolorosa is nie net iets om te onthou nie. Dit is iets om op te reageer. Dit vra 3 dinge van ons as moderne mense. In die eerste plek vra dit van ons dankbaarheid. Ons redding het 'n prys gehad. En daardie prys was Jesus Christus self. Sê vir hom dankie daarvoor. In die tweede plek, dit vra van ons oorgawe. Hy het sy lewe vir ons gegee. Wat doen ons met hom? Lewe ons vir hom? Gee ons ons lewe vir hom? In die derde plek, vra dit van ons, volg hom. Jesus het gesê, neem jou kruis op en volg my. Ons pad is nie altyd 'n maklike pad as Christene nie, maar ons loop nie alleen nie. Jesus is by ons. Ons moet hom volg. Geliefdes, die Via Dolorosa is 'n pad van smarte, maar dit lei na hoop. Dit begin met lyding, maar eindig by baie groot oorwinning. Want die kruis is nie die einde nie, die opstanding wag. Mag ons nooit net na hierdie pad kyk nie, maar dit in ons harte dra. En mag ons elke dag onthou, Jesus het daardie pad geloop vir my. Kom ons eer die Here in hierdie Paasfeestyd vir Jesus Christus se groot offerdaad aan die kruis en wat hy vir elkeen van ons persoonlik gedoen het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand voor U kan buig in aanbidding, die lewende God van hemel en aarde, om U te dank vir Jesus Christus se offerdaad. Dankie dat hy vir ons die Via Dolorosa geloop het, wat geëindig het by sy kruisdood, sodat ons ware vryheid daar kan ontvang. Dat ons regverdig verklaar kan word en waarlik vry kan lewe vir hom. Dankie dat hy die hoogste prys vir ons betaal het en dat ons daardeur kinders van die lewende God genoem kan word. Seën ons in hierdie Paasfeestyd. Laat ons U vrede beleef en ervaar saam met ons families. Laat ons ook ons lewens aan U toewy en gehoorsaam gaan lewe tot U eer elke dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie. Ek nooi U uit na ons Goeie Vrydag erediens. Mag dit ook vir U 'n baie besondere en spesiale geleentheid wees en mag die Here ons oorspoel met sy vrede en liefde ook in hierdie Paasfeestyd. 'n Geseënde aand vir U.